Wat 'n voorreg is dit nie, om in die woord te glo. En vandag kan ons weer in diepte gaan kyk na die woorde van die Here, uit die boek Josua. En daaruit lesse leer wat ons geloof kan sterk maak. Waar jy ook al is en watter omstandighede jy ook mag bevind. God sorg vir ons. In ons gebedsfoto sien ons die skadulyn van die aarde. En die hand wat die aarde beweeg, wat die son vashou, wat die planete vashou. Hy is in beheer. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons sê baie dankie dat u woord vas staan en dat ons daarin kan leer om u te vertrou. Wees met ons vandag deur u Gees. Amen. Geloofslesse uit die boek Josua. Ja, Josua 10 vers 42 sê vir ons: En al hierdie konings met hulle land het Josua in een slag geneem, omdat die Here, die God van Israel, vir Israel gestry het. Wanneer die Here aan jou kant is, dan is jy aan die wenkant. En wanneer jy die Here agterweë laat, dan is jy gedoem tot mislukking. Want ek en u en die hele wêreld se slaankrag en militêre krag en kennis en tegnologie kan niks doen wanneer die Here sy hand, sy arm van krag openbaar nie. As ons nie vanaf God se kennis en standpunt redeneer nie, van sy gedagtes af nie, dan is dit teenstrydig vir ons, wanneer God vir Josua gaan beveel om die Kanaaniete uit te roei. Die liefde wat ons in ons hart het, byvoorbeeld teenoor 'n kind, 'n baba, 'n vrou, 'n dame, verstaan ons nie. Hy sê roei hulle uit. Almal. En as ons nie in God se denke onsself daar plaas nie, dan is hierdie woorde vir ons onverklaarbaar. Dan sê ons soos iemand gesê het, die God van die Ou Testament is wreed. Net so is dit vir ons moeilik om te verstaan wanneer 'n aardse regter 'n jong man in die vleur van sy lewe tot die galg vonnis, of dalk nog erger, tot lewenslange tronkstraf. En as ons geen kennis dra van sy dade nie, maar indien ons die video gesien het van sy dade, dan sal ons die eerste wees wat sal sê, daardie man mag nie lewe nie. So dis ons onvermoë om God se gedagtes te lees, om te verstaan dat ons so maklik oordeel en dalk hierdie bevel van die Here aan Josua nie verstaan nie. Want ons kennis is beperk. Anders gestel, daar sal duisende gereddes in die hemel wees, omdat God se liefde die vloedgolf van sonde en die bose in die verlede gekeer het en uitgewis het. Dink bietjie mooi daaroor. Nie 1 nie, nie 10 nie. As daar 1 meer geredde persoon in die hemel sou wees, dan sou die Here se optrede en bevel aan Josua geregverdig wees. Maar daar gaan nie 1 wees nie, daar gaan nie 1000 wees nie. Daar gaan honderde, duisende mense wees, wat eendag gered sal word, omdat hulle 'n kans gehad het, omdat God die bose gekeer het. Ja, die verdorwenheid van die Kanaaniete. Kom ons kyk net vir 'n oombliekie so liggies daarna, want hoe minder ons met die negatiewe te doen het, hoe beter. Genesis 15 vers 16, asseblief Rebecca. En die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie.
En wanneer God sê, hulle beker van ongeregtigheid is nog nie vol nie, dan moet ek definitief besef, dat ek al lankal opgegee het met hulle. Ek sou hulle al lankal veroordeel het, en wou nek omdraai om het so te stel. Levitikus 18 vers 24 sê, Verontreinig julle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge is die heidene verontreinig, wat ek voor julle uitverdryf. so die heidene was met allerhande onrein, bose, verkeerde dinge besig. En dit sou God se volk verontreinig. En dan sê vers 25, So het die land dan onrein geword, en ek besoek sy ongeregtigheid daaraan, sodat die land sy inwoners uitspuug. dis 'n interessante analogie hier wat gebruik word. Die land spoeg sy mense uit, hy vernietig hulle, weens hulle boosheid. En as ons in die bygaande fotootjie daar kyk, dan lê daar 'n stompie, wat iemand gerook het. As mens dink aan die tempel van God, dat ons lewe, die hart van die mens, die tempel van die Heilige Gees is, hoe kan ons dan 'n sigaret rook en die tempel van die Heilige Gees met daardie besoedelende gifstowwe vervul? So was die heidene nasies verontreinig, onrein, weens hulle gewoontes. Vers 26. Maar julle moet my insettinge en my verordeninge onderhou, en niks van al hierdie gruwels doen nie, die kind van die land of die vreemdeling wat onder julle vertoef. So selfs die vreemdeling word ingesluit. Dis nie net vir die groot mense nie, dis vir die kinders, vir almal bedoel. Vers 27. Want die mense van die land wat voor julle gewees het, het al hierdie gruwels gedoen, en die land het onrein geword. Laat die land julle dan nie uitspuug as julle dit verontreinig nie, soos dit die nasies uitgespuug het wat daar voor julle was. Want almal wat enigeen van hierdie gruwels doen, die siele wat dit doen, moet uitgeroei word onder hulle volk uit. Daarom moet julle my ordening onderhou om niks te doen van die gruwelike insettinge wat voor julle gedoen is nie, en dat julle jul nie daardeur verontreinig nie. Ek is die Here julle God. Om die Here te dien, en om al die luste te dien wat die mens uitdink, en God te vergeet, is geheel en al twee teenoorgesteldes. Dis die pad van Abel en later Set, en die kinders van God, terwyl Kain en sy nageslag die pad van die eie ek gevolg het, wat Lucifer voorgestel het. Deuteronomium 18 vers 9. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêery, goolery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg nie, want elkeen wat hierdie dinge doen is vir die Here 'n gruwel, en om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Met ander woorde, dis 'n aksie van liefde, om hierdie gruwels weg te doen, sodat sy volk hom kan dien. Wanneer jy 'n dodelike gifstof wat so suiker lyk, uit die kombuiskas gaan uithaal, omdat daar kinders in die huis is, en gaan gooi dit ver weg, waar dit
nooit weer in die hande van 'n mens sal kom nie, dan is dit met liefde gedoen, anders kan jy jou eie kind daarmee vergiftig. Dan sê vers 13, Opreg moet jy wees met die Here jou God, want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe, luister na goelaars en waarsêers, maar wat jou aangaan, die Here jou God het jou nie so iets toegelaat nie. wanneer ons kyk hier na die begrafplaas naby Wuppertal, is een van die stuk plekkies wat ek foto's geneem het wat kosbaar is vir my. Daar is die grafte van daardie mense tekenend van die dood, wat ingetree het weens sonde. Maar die Here het daar langs geloop en hy daar die saad van hierdie blommetjies gesaai en hulle kom op en dit gee hoop dat daar lewe na die dood sal wees. En ons het 'n keuse of ons God wil dien en of ons ongehoorsaam wil wees. Esegiel 9 vers 11. Wat u deur u knegte die profete beveel het deur te sê, die land waar julle inkom om dit in besit te neem, is 'n onrein land vanweë die onreinheid van die volke van die lande, deur hulle gruwels waarmee hulle dit van die een end tot die ander vervul het in hulle onreinheid. Jy kan nie erger woorde kry as hierdie nie. Die land is onrein, die mense is onrein, hulle gedagtes is boos. Genesis 18 vers 25. Laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Hier tree Abraham in, by God, vir Sodom. En hy weet wat die verskil tussen regverdig en onregverdigheid is. Dan sê hy, laat dit ver van u wees, sal die regter van die ganse aarde dan nie reg doen nie. Hoe mooi is dit wat Abraham verstaan, wat reg en verkeerd is. Wat sê die psalmdigter in 7 vers 12? God is 'n regverdige regter en 'n God wat elke dag toornig is. En Psalms 50 vers 6, En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Sela. God wat 'n regverdige regter is. Hoekom is sy toorn gedurig daar? Om dit wat boos is te keer. Psalm 82 vers 1, 'n psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode. Hy hou gerig te midde van die gode. en dan nog een uit Psalm 96 vers 10, Sê onder die volke, die Here is koning. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. daar is so iets soos reg en daar is so iets soos onreg of dit wat verkeerd is. En noodwendig sal daar 'n oordeel kom. En die regverdige regter sal oordeel. En elkeen sal beloon of vergeld word na sy werke. 2 Timoteus 4 vers 1 sê Paulus vir daai jong man, Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. ek het die voorreg gehad, hier oor etenstyd het ons gestil gehou in 'n straatjie hier in George, waar dat ons net daar in 'n koelte plekkie kon kry en iets vir middagete geniet. En ek is uit met my kamera by die hek in, en ek is daar by, ek dink is St. Mark's Cathedral by in,
en hierdie foto daar geneem. Daar is baie grafte en dit lyk netjies en skoon daar. Maar die uiteinde van daardie persone wat daar gaan rus het, hang nie af van die netheid van die begrafplaas, of hoe duur die grafsteen is, of hoe mooi die geskryf is op die grafsteen nie. Daardie tyd om te kies is verby. So miskien kan jy 'n netjiese graf kry met iemand wat daar slaap, wat in die tweede opstanding sal opstaan. Ons kan nie besluit of iemand in die eerste of die tweede opstanding sal opstaan nie. Dit lê vas by die Here. Nou kom ons kyk na grondonteiening of straf. Dit is interessant, veral vir ons hier in Suid-Afrika. Eksodus 23 vers 28. Ook sal ek perdebye voor jou uitstuur. Die sal die Hewiete, die Kanaaniete en Hetiete voor jou uitverdrywe. Nou, watse geweer kan die tegnologie vandag ontwerp, wat 'n swerm perdebye gaan keer? Want jy gaan met daai lood misskiet. En ek weet een keer het ek as kind met 'n tennisbal gespeel. En die tennisbal het daar tussen die kazanias wat so op 'n wal geplant was, wat my ma geplant het, beland. En toe ek die tennisbal daar gaan soek, toe steur ek een van hierdie rooi perdebytjies se papierneste. En hulle het vir my geniepsig gepiets. Ek dink 2 of 3 keer. En ek was so ergerlik en kwaad daaroor, dat ek na die garage toe gegaan het, 'n leë blikkie daar gekry het, om onder die ou groot vierkantige blikkan gaan sit het, en daar so ysterpompie in, my vinger deur daar, die ou mense sal verstaan, deur daai draad krul aan die bokant gesteek het, en hom opgelig het, en begin pomp het, tjink, 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 en toe het ek so 'n kwart blikkie parafin daar uitgepomp. En ek het daai blikkie parafin gevat, en ek het van die bokant van daardie helling, het ek gaan stadig gaan kruip, en die kazanie is so weggevat voor my, baie, baie stadig, om nie weer die perdebynest te gaan verontrief nie. En toe ek sien waar hulle is, toe hou ek die blikkie bokant, en ek keer hom om, en al die parafin loop op haar die nesie af, en al die perdebye is sopnat. Dus ek baie tevrede. En ek het toe rustig daar gaan sit, die blikkie was leeg, en ek het hulle so aan hulle vlerkies gevat, wat daar afgeval het, en as ek reg onthou, het ek in die 30, miskien 36 van hulle daar uitgetel, en in die blikkie aangesit, en met groot genot daar na hulle gekyk, en sê, julle wil my moes steek. Toe sit ek om daar in die son, wat hulle nou maar kan uitdroog. En later die middag toe onthou ek van hierdie blikkie, en ek gaan kyk, en raai hoeveel perdebye was binne, nie een nie. Toe het daai parafin blykbaar verdamp, en hulle het weer energie gekry, en hulle het daar uitgevlieg. Maar in elk geval, ek het beter gevoel, maar dis nie hoe sonde werk nie. Sonde verdoof jou nie tydelik nie. Dit maak permanente skade. En net die bloed van Jesus kan ons daaruit red. Eksodus 23 vers 29. Ek sal hulle nie in 1 jaar voor jou uitverdrywe nie, dat die land nie woes word en die ongediertes nie teen jou te veel word nie. Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uitverdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beerwe. Hier tree God genadiglik op teenoor hulle. As ons 'n wens kon wens, dan sou ons net wens dat al die mense sou pad gee. En dan kon die ongediertes vir hulle te veel geword het. Eksodus 34 vers 11.
Onderhou wat ek jou vandag beveel. Kyk, ek verdrywe voor jou uit die Amoriete, Kanaaniete, Hetiete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete. So hierdie mense word om die lewe gebring, uitgedryf en vernietig. Hulle het vir baie jare het hulle die kans gehad om God te kies. Hy het vir hulle berigte gestuur van die Israeliete en hoe hy hulle gered het. En net Rahab en haar mense het gehoor gegee. En wanneer ons luister, sal die Here met groot liefde optree. Maar as ons hardnekkig die waarheid teëstaan, sal daar 'n punt kom wanneer ons genade deur toegaan en sal hierdie vers ook op ons van toepassing wees, dat ons saam met die Jebusiete en die ander verdrywe sal word. Numeri 33 vers 52. Moet julle al die bewoners van die land voor julle uit verdrywe en hulle beeldhouwerk verniel. Ook moet julle al hulle gegote beelde verniel en al hulle hoogtes verwoes. Wat sê hierdie teks vir ons? Wanneer jy daar 'n baie mooi goue beeldjie of 'n silwer 'n beeld kry, wat moet jy daarmee maak? Jy moet dit fyn en flenter staan of in die vuur gooi en dit smelt. Want net nou kry jy gedagtes oor afgodery. En ek dink toe Jakob van Laban af geskei het hulle daar van die afgooitjies van Laban se huis gaan steel en vat en wegsteek in die kameelsak en vir hulle gevat. Gideon het dieselfde gedoen en dit het tot 'n stryk in Israel gelei. Hulle godsdiens moes vernietig word. So moes hulle stede verbrand word, dat daardie dinge nie in God se volk se gedagtes agter sou bly nie. Wanneer ons na die ooste toe gaan, dan sien ons dat hulle baie beeldjies het. Hierdie is maar een fotootjie van beelde wat jy daar kry. Hulle het baie gode, baie bygelowe en hulle glo in hierdie dooie godsdiens as dit ware. Deuteronomium 7 vers 20. En die Here jou God sal ook die perdebye onder hulle stuur totdat hulle omkom wat oorgebly het en wat vir jou weggekruip het. So die Here soek hulle uit in elke hoekie waar hulle is. Exodus 34:13. Maar hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme afkap, vrede aanbied. Hulle moes vrede vir hulle aanbied. Met ander woorde, hulle het 'n keuse gehad. Hulle het die boomstam aanbid en nie die skepper van die boom nie. Hulle het die pilare aanbid wat hulle self gebou het en hulle eie handewerk aanbid. Deuteronomium 20 vers 10. As jy naby 'n stad kom om hom daarteen te veg, moet jy dit vrede aanbied. So jy moet hulle 'n kans gee om die waarheid te leer. Nog 'n kans, 'n laaste kans. En wanneer hulle nie belangstel nie, dan bring God die noodgedwonge gevolge van hulle eie dade oor hulle. Nou watter perke stel die Here daar? Jesaja 9 vers 6. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. En dan ook Jesaja 11 vers 1. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Nou hierdie is pragtige beeldspraak wat wys op die nageslag van Isaai en hoe dit op Christus slaan. Vers
2. En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Daardie is so mooi. As jy daar sou tel, die gees van wysheid, verstand, van raad, van sterkte, van kennis en van vrees van die Here. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here. En hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel wat sy ore hoor nie. Maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Het ons nie 'n liefdevolle God nie? Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. En dit slaan op die wederkoms van die Here, wanneer die goddelose vernietig sal word deur die lig van God se heerlikheid. Vers 5. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. So God trek soos klere geregtigheid aan, en dit is hoe hy optree. Watter mooi gedagtes is dit nie? Jesaja 60 vers 17. Vir koper bring ek goud, en vir yster bring ek silwer, en vir hout koper en vir klippe yster. En ek sal vrede as jou owerheid aanstel, en geregtigheid as jou bestuurders. Nou, hierso neem die Here wat hy kry by jou, en hy verander dit in die rein, skone heiligheid van sy heerlikheid. Soos wat dit sê hier, hy bring silwer. In plaas van yster, gee hy silwer. In plaas van 'n klippe, gee hy yster. En so groei ons. Wat kan ons opneem? As ek kyk na die fotootjie wat ek hierby gesit het met die waterlelie, ons het voorheen ook oor 'n ander spesie daarvan gepraat. Al wat daai waterlelie het, is water om hom, lug bokant hom, en die modder waarin sy wortels geanker het. En tog kom die pragtige wit blom tevoorskyn, wat die Here daaruit deur die wonderlike prosesse van biosintese gee, terwyl daai lelie groei. Hosea 2 vers 18. En ek sal my met jou verloof tot in ewigheid, en my met jou verloof in geregtigheid, en in reg, en in goedertierenheid, en in ontferming. Hier neem God die verhouding tussen 'n jong dame en 'n jong man. Hy sal hom met ons verloof. Pragtige gedagtes. Micha 4 vers 3. En hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte. En hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Met ander woorde, die Here het die vermoë om alles wat nutteloos of boos is of verkeerd is, om te swaai na dit wat positief is, wat rein is, wat reg is, wat edel is. En dit is vir my so interessant om keer op keer in die woord, waar daar 'n aanslag is op die geloof van God se kinders, hy juis die onmoontlike situasie gebruik om die presiese teenoorgestelde gevolg te hê. As ons maar net in konteks hier sou dink aan die Rooi See, wat 'n versperring vir die Israeliete was. Hulle was hysteries. Hoe gaan hulle hier deurkom? Hier kom die Egiptenare agter hulle aan. En die Here gebruik daardie Rooi See
om juis daardie vyande te vernietig. So dink ek aan die toring van Babel. Die Here sê, vul die aarde. Maar hulle wil in een plek bly en dan nog op bokant mekaar, hulle bou vir hulle huise en wonings in daardie toring se basis. En so gaan hulle op en toe hy al 'n hoë hoogte bereik het. Toe gebruik God die toring om hulle skande aan die wêreld te toon. Want daar was verwarring. Daar kon hulle nie verder vorder nie. En hy versprei hulle juis oor die aarde deur middel van die toringondervinding. So keer God alles om. En wanneer ons in geloof aan hom vashou, dan sal hy optree en dan sal ons weet dat die Here vir ons stry. 2 Konings 6 vers 16. Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. En met eens was die berg vol pere en waans en vuur rondom Elisa. Ja, hier gaan ons nou verder aan met die verhaal wat ons in die vorige Bybelstudie raak geloop het. Skielik, waar hy net swaar tye voor hom gesien het, oorlog, dalk sy lewe verloor, sien hy nou dat die Here hier is en gaan optree. Lees verder vir ons. En toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Daarop sê Elisa vir hulle, dit is nie die weg en dit is nie die stad nie, volg my, dan sal ek julle lei na die man wat julle soek. En hy het hulle na Samaria gelei. Nou, sê vir my, as hier 'n groot en magtige leer in die nag kom, en hy omsingel die stad, dat hy hulle onverhoeds die oggend kan aanval. En die Here slaan elke soldaat met blindheid. Hoe effektief gaan daardie soldate optree? Dan is hulle wapentuig daarmee heen. Hulle kruit is nat, soos ons sou sê in die ou dae. En toe hulle oë oopmaak, toe is hulle gevangenes in Samaria voor die koning. Met ander woorde, nou is hulle saak hopeloos. En ek het 'n baie hartseer fotootjie hier gekry van een van die wêreldoorloë waar soldate verblind is. En in die foto daar kan jy sien hoe hulle mekaar vashou want hulle kan nie sien nie. En hulle strompel so agter mekaar aan. Nou vra ek myself af, hoe gaan ons as 'n leer kan optree, sou ons deur sonde verblind word? Waarheen is ons op pad? Wat is ons planne? Ons planne van ongehoorsaamheid aan ons Skepper. 2 Konings 6 vers 20. En by hulle aankoms in Samaria, sê Elisa, Here, open hulle oë dat hulle kan sien. En die Here het hulle oë geopen, dat hulle kon sien, en daar was hulle binne in Samaria. En toe hulle oë oopgaan, toe staan hulle op die plek waar hulle broeke bewe. Nou is hulle die leer in gevangenskap. En hier staan die koning voor hulle, wat hulle soek. En hy het mag oor hulle. En wat sê vers 21? En die koning van Israel sê vir Elisa, toe hy hulle sien, moet ek verslaan my vader? Ek dink toe skrik hulle asval. As Elisa sê ja, dan is hulle binne sekondes almal dood.
Maar hoe tree God op vers 22? Maar hy antwoord, u mag nie verslaan nie. Sou u dan verslaan die wat u met u swaard en u boog as gevangenes weggevoer het? Sit dan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hul Heer kan trek. Die Here tree soveel keer presies net so op in ons lewe. Wanneer ons die bose in gedagte het en ons wil wraak neem, dan kom die Here en hy doen die onverwagte. Wanneer jy 'n pak slaaf verwag, dan sê hy, kom sit aan in die tafel. Jesaja 1 vers 18 sê, al was julle sondes rooi soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. En hier, in plaas van om hulle dood te maak, moet die koning vir hulle 'n ete voorsit. Ek dink daai soldate was so dankbaar. En dink julle hulle het ooit teruggekom om weer te veg teen die Israeliete? Daardie spesifieke soldate nie weer nie. Hulle sou dit nie kon. Hulle weet waar die krag lê. En hy het 'n groot maaltyd vir hulle berei. En nadat hulle geëet en gedrink het, laat hy hulle gaan. Nou kan hulle weer keuses uitoefen. So leer die Here die omringende nasies dat daar 'n God in Israel is. En hulle het na hulle Heer getrek. Die Here stry vir ons, wanneer ons eerlik en opreg gehoorsaam is. Wat sê die laaste sin? En die bendes van die Arameërs het verder nie meer in die land van Israel gekom nie. Nou, hoekom het hulle nie daar gekom nie? Want hulle gesigte was rooi. Iemand het genade aan hulle bewys. Hoe kon hulle dan hard wees en iemand wat liefdevol is teen hulle gaan veg? In die gebedsfoto het ek 'n bord kos afgeneem net voor ek het geëet het eendag. En so sit die Here 'n smaaklike bord kos vir ons voor. En hy sê, eet, dit is my vlees. Eet, daar's genoeg genade vir jou. Eet en drink en wees versadig met my liefde. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, wanneer ons so moedeloos en bang is, gee dat ons sal besef dat die Here vir ons stry en dat ons met dankbaarheid net sy naam kan loof. Amen.